Ek wil vandag vir jou 'n storie lees en ek wil graag jou vra dat jy jouself sal insien in hierdie storie, dalk insien in die skoene van hierdie karakters. Sien waar jy sit en Jesus is besig om mense te leer naby die tempel en jy's ook daar. Jy luister hoe Jesus praat. Jy sien hoe hy op 'n manier hierdie woord van God oopbreek en verduidelik soos wat jy dit nog nooit voorheen verstaan het of gehoor het nie. Dan die volgende oomblik ewe skielik onderbreek hierdie Joodse wetgeleerdes hierdie oomblik en hulle gooi 'n vrou wat hulle gevang het egbreek voor Jesus se voete neer. Nou in die Joodse tradisie is hierdie 'n groot oortreding. In die antieke skrifte praat dit van 'n straf wat moet gestenig word, waar hulle 'n persoon met klippe gooi totdat sy nie meer asemhaal nie. Hierdie wetgeleerdes kom gooi hierdie vrou voor Jesus se voete en sy's vol skaamte en skuldgevoel. En nou vra hulle vir Jesus, wat moet hulle doen met hierdie vrou? Dan sê Jesus niks. Hy skryf met sy vinger in die sand. Jesus is stil. Jy weet hoe voel dit wanneer God stil is, wanneer jy nodig het dat hy moet praat. In 'n oomblik wanneer jy hom so nodig het en hy's stil. En dan breek Jesus die stilte met hierdie woorde. Laat die een wat sonder sonde is, eers 'n klip na haar toe gooi. Dan gaan Jesus net verder om met sy vinger in die sand te skryf. En dan so verdwyn die wetgeleerdes die een na die ander, totdat dit net Jesus en hierdie vrou is wat oorbly. En dan wat doen Jesus? Het hy haar verder verneder, het hy haar bestraf, het hy haar verkleineer, het hy haar veroordeel. Partykeer soos ons wat mense veroordeel om mense te kry om te leef soos ons wil hê hulle moet leef, preek hy vir haar. Nee, hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. 'n ander vertaling sê hy, gaan en lewe die lewe waaroor jy nog altyd gedroom het. Die lewe wat God vir jou beplan het. Gaan en sondig nie meer nie. Daai woord sondig beteken sonde is om jou doel te mis. So wat hy vir haar sê is, gaan en lewe die mooi lewe wat God vir jou beplan het. Jesus shame haar nie, hy bestraf haar nie, hy verneder en verkleineer haar nie. Inteendeel, hy maak haar vry. Gaan en lewe die lewe wat ek nog altyd oor jou gedroom het. Kan jy jouself sien in hierdie vrou se skoene in hierdie oomblik? Dalk kan jy ook in hierdie oomblik assosieer met 'n verlede, met foute. 'n Lewe wat jy geleef het, waar jy nie volgens die plan en die wil van die Here geleef het nie. Dit laat jou ook voel vernederd en skaam en blootgestel. Nou as jy jouself kan sien in haar skoene, wil jy nie saam met my die Here dank dat hy ons nie skop terwyl ons lê nie, maar dat hy jou optel, jou vrymaak, jou aanmoedig. Hy het vir jou 'n nuwe lewe, 'n beter lewe. Gebruik die volgende oomblik en dank die Here dat hy nie vashak by jou foute in jou verlede nie, maar dat hy droom oor jou toekoms. Die volgende mense in wie se skoene jy jouself kan plaas is dalk die skrifgeleerdes wat haar veroordeel het. Soms het ek en jy ook die geneigtheid om mense te wil veroordeel. Dan sal hierdie geneigtheid binne in jou om ander se foute heel eerste raak te sien en al ewig mense te wil fix en te kry om te lewe soos wat jy wil hê hulle moet lewe. Partykeer voel ons beter oor ons eie foute, dis hoekom ons fokus op ander mense se foute en ons maak hulle foute groter, sodat ons moet beter voel oor ons foute. Maar dis nie hoe die Here wil hê ek en jy moet lewe nie. Jesus wil hê jy moet vrykom van veroordeling ook. Kom ons vra die Here om ons nou vry te maak van hierdie geneigtheid om ander mense te wil veroordeel. Jesus, so dankie vir hierdie mooi storie waar U wil hê
dat ons moet vrykom van sonde en skuld en skaamte in ons verlede. Maar Here, hierdie storie wat ook gaan oor om vry te kom van 'n geneigtheid om ander mense te wil veroordeel en te wil verkleineer. Here, saam as 'n geloofsgemeenskap vra ons, Here, help ons om U voorbeeld te volg. Nie te veroordeel nie vinger te wys nie ander mense te wil verkleineer en af te maak en af te breek nie. Help ons, Here, as 'n geloofsgemeenskap om mense op te help, op te bou, nie af te breek nie. U het gekom om lewe in oorvloed te gee vir ons. Help ons, Here, om U agente te wees wat mense help om die volheid van hulle lewe te vind. Dankie vir U genade, dankie vir U liefde, dankie vir nuwe lewe. Help ons om ander so te hanteer, soos U ons hanteer het. In Jesus naam. Amen.